Mense en ons stories. Hier saam met my, Natasha, vind ek altyd 'n voorreg en altyd lekker om saam met julle te kan kuier. Ek hoop jy geniet die program. Ek hoop jy geniet die stories. Dit is 'n program van ons mense, ons stories en dit is 'n program oor stories van hoop en ook stories van bemoediging. Nou vandag het ek my gas in die ateljee en is Brandon Lottering. Hallo Brandon, hoe gaan dit saam met jou? Hallo Natasha, dit gaan baie goed met my. Ja, en dit is goed om jy vandag hier te hê en ek sien uit daarna om jou storie te kan hoor vandag. Nou Brandon, soos ek nou gesê het, hierdie is 'n program mense en ons stories en ek sê altyd ons elkeen het 'n storie. Ons elkeen het iets om te vertel waar ons vandaan kom, waar ons bevind, maar ook waarna toe ons op pad is. So vertel ons 'n bietjie Brandon, wie is Brandon Lottering en ook waar jou lewe 'n draai geloop het. Weereens 'n goeie dag aan al die luisteraars en al die mense wat inskakel. Jy is gegroet vandag, Natasha, jy is gegroet. Ja. Dankie vir die geleentheid om hier te wees vandag. Ek is Brandon Lottering, gebore in Lichtenburg. Dit is iewers in die Noordwes. Ek het groot geword saam met my ma en my pa en later het my ma en my pa geskei. Maar ek het ook 2 ander broers, wie Dion en Christo is en my suster is Nicoline. Nou ons lewe het baie goed gegaan. Net tot voor die skei. En toe die skei kom, het uiteindelik ons hele lewe uitmekaar geruk. Because ek kan onthou die dag toe my ma en my pa besluit om te skei, toe het dit ons almal vir die jaar waar ons was, het ons almal gefail, ons het almal gedryf daai jaar. So ek sou sê dit het 'n baie groot impak gemaak op ons lewe. En ek het later ons was by 'n middelklas skool. So die skool het net tot op graad in ons diens tot in graad 7 gegaan. En later toe gaan ek verhuis ons na Johannesburg om daar skool verder te gaan. In Johannesburg het die prentjie heeltemal verander. En toe ek in Johannesburg aankom, het ek ook betrokke geraak met verkeerde vriende van Johannesburg in Westbury. Ons noem dit Gangsters Paradise. En dit is waar ek myself bevind het. En dit het heeltemal, ek dink omdat ek vulnerable was, het dit heeltemal 'n groot impak gemaak in my lewe. Because ek dink daai tyd was daar baie meer jong ouens my ouderdom wat in dieselfde geval was. En ons het mekaar opgespoor en ons het begin om gangaktiwiteite te doen. Ek kan onthou daar was 'n tyd toe ek die 4 wapens by die hostel gehou waar ek gebly het. En dit het heeltemal my karakter verander. En ek het later klaar gemaak met skool, ek is uit die skool uit en ek het in die tronk beland. Sure. Natasha toe En wat ouderdom was dit, Brandon? Ek dink ek was 23 toe ek in die tronk beland. En ek het 'n 10 jaar tronkstraf gekry. Toe ek in die tronk is, snaaks genoeg, al die dinge wat ek gedoen het in my lewe wat verkeerd was, die dag toe ek in die tronk kan stap, toe snaaks genoeg, soos ek sê, toe die tronk eintlik my veranderingspunt geraak. Ek dink die isolation van die tronk het 'n plek of self-discovery geraak, because dit is eintlik die plek waar ek myself ontdek het. Ek het nooit geweet dat daar sekere punte is, sekere goeie punte is in my lewe, wat ek kon na toe gaan en gaan kyk, wat is daar wat ek goed kan doen. Maar in die tronk het ek myself discover. In die tronk het ek begin 'n kerk loop. Ek onthou die een keer toe ons kerk hou, of toe ek besluit ek wil my hart vir die Here gee. En toe bekeer ek weer in die tronken en ek gee my hart vir die Here. En terwyl ek in die tronken is, besluit ons om 'n gebedsgroep te begin. En terwyl ons die gebedsgroep begin, besef ek dat die Here het my leierskap gegee. En Natasha, dit is as ek kon sê ek sou vir Joseph 'n kaart skiet. Joseph wat in die tronk was, dan dink ek kan daai kans vat. Because my lewe het so verander dat ek in die tronk in kerk gehou het.
dat Ja. ek in die tronk en vir mense gebid het. Ek het met my eie oë gesien. Dit is die rede hoekom die boek sê Ja. Anointing Behind Bars. Die storie het begin toe ek discover dat ek is anointed Ja. en die Here het my iets En die Here het 'n gegee. plan met jou lewe. Ja, die Here het 'n plan met my lewe en ek discover myself en die salwing op my lewe discover ek die dag toe ek in die tronk is. Weet jy Brandon, ek luister nou na jou storie, nee. Baie mense, ek dink soos jy sê, dit moet seker 'n keuse ook wees. Baie kere sê hulle gaan in die tronk en hulle kom slegter uit. Maar dink jy dat dit is jou eie keuse, jou eie wil, wat jy wil maak met jou lewe wanneer jy agter die tralies is? Natasha, ek moet vir jou sê dat die dag toe ek in die tronk gaan, het ek eintlik meer besef hoe stikkend ek was. Het ek meer besef hoe die wors van my ma en my pa my lewe eintlik uitmekaar het geruk. En ek moes 'n plek kry waar ek kon huil. Ek moes 'n plek kry waar ek met iemand kon praat, maar ek sou ook nie met 'n mens praat nie. En dit het gemaak dat my verhouding met God sterker raak, want ek sou altyd as ek my kop toegetrek het, want niemand my sien nie, dan het dit my oomblik geraak van Here, as U sê in die woord dat U ken vir my en U het my geplaas in my moeder se baar, dan hoekom het U die dinge toegelaat? Ek het meer kwarrels met God gehad as wat ek vir God geprys het en geëer het. En ek besef daai oomblik toe ek dit doen, was dit vir God 'n geskikte geleentheid om met my te praat. En die Here bedien my daai oomblik en die Here sê eintlik vir my alles werk ten goeie mee. Vir die wie die Here liefhet. Weet jy Brandon, dink jy sê jy het alles, kan nou nie sê alles nie, maar jy het alles daar binne gekry in die tronk en dit was Jesus. En Jesus is mos alles in ons lewe. Sou jy miskien sê as jy buite gewees het en net die tronk toe gegaan het, dink jy jou lewe sou so verander het? Natasha, ek persoonlik dink nie so nie. En indien dit sou gebeur het, sou dit seker langer gevat het. Maar ek wil vir God salute vir hoe hy dit gedraai het. Because die oomblik toe ek in die tronk is, het alles vir my eers beklei met die Here en later het alles vir my sin gemaak. En toe ek besef wat se salwing op my lewe lê, het ek daar binne in die tronk. Ek onthou ek het vir iemand gebid wat baie siek was en een van die bewaarders sê vir my, jy's besig om mal te raak, sê hy vir my. En ek sê vir hom, laat my net toe om vir hom te bid. As ek reg is, het ek vir 3 weke aan een vir die ouetjie gebid. En aan die einde van die dag het die Here hom uit die siekbed opgelig. Maar ek wil vandag vir jou sê, Natasha, dieselfde man wat vir my gesê het, jy's besig om mal te word, toe ek die dag uit die tronk uitstap, het daai man hom bekeer en hom laat doop. En ek het die krag van die Here gesien, maar ek weet vandag ek kan nie die eer vat vir dit nie. En al die eer vir die Here gee, want my verkeerde storie het eintlik 'n regte storie geraak. So binne in die tronk moes ek my keuses maak. En 'n mens sal ook nie sê vir iemand wat miskien nou luister, mens sal ook nou nie sê jy moet nou net tronk toe gaan om die Here te ontmoet nie. Ons sê nie dit nie. Ons sê nie dit nie. Maar soos jy gesê het, sommige kere vat die Here hy verkeerd en hy draai dit om in 'n reg in. Natasha, as ek my storie moes calculate, as ek moes calculate al my foute, so ek myself diskwalifiseer. En ek dink die Here moes my na 'n plek toe vat that will level my understanding. En as ek sê level my understanding, dan sê ek dit wat ek verkeerd gedoen het, die antwoord was tronk gewees. Maar God besoek my agter tralies en die Here verander my lewe. Ek beloof vir jou, ek was een van die inmates wat gebruik was om buite die tronk te preek met my orange pakkie aan. En ek het die krag van die Here ervaar soos ek dit nog nooit gesien het nie. So ek dink die boek wat sê Anointing Behind Bars, dit klink miskien vir iemand verkeerd om te sê behind bars, maar dit is waar ek die Here ontmoet het en die krag van die Here gesien. Amen. En soos jy sê dat die Here het alles ten goeie meegewerk vir jou. Alles ten goeie. Kortliks Brandon, wat het dan ook gelei vir jou om agter die tralies? Miskien vir 'n luisteraar wat nou ingeskakel het, wat het dan gelei jou keuses, wat het gemaak dat jy daar agter die tralies beland het? Kyk Natasha, sommige kere is ons gelukkig en ek weet daar's van die luisteraars wat kan saamstem met my.
daar is so baie dinge wat ons doen. Alles kom nie op die boek nie. Yes. Ons word nie gevang vir alles nie. So daar was 'n hele paar dingetjies wat gebeur het, maar die een waarvoor ek gevang was gewees vir diefstal. Ja, diefstal van geld. So dit het my eintlik agter tralies gekry. Sure. En hoeveel jaar het jy uitgedoen van jou 10 jaar? Ek het 10 jaar gekry en ek het 5 jaar, Sure. skoon 5 jaar gedoen. Sure. So jy was 23 en jy was 28 toe jy Ja. kom. En wat gaan deur 'n mens se kop, Brandon, as jy nou duidigheid wil? Ek hoor, ek het al persoonlik by mense gehoor, hulle sê jy kan vir 'n paar dae nie eet nie. Dit voel vir jou wind is uitgeslaan het iemand vir my gesê. Jy voel die aarde moet jou insluk. Wat gaan deur jou kop wanneer jy daai vonnis kry? Natasha, met my was dit so klein bietjie different. Because ek was moedeloos omdat die saak baie lank geran het. En ek het op 'n plek gekom waar ek sê vir my at least iets. Geef vir my die 10 jaar dat ek weet die 10 jaar is besig om af te loop. Maar die dag toe hulle vir my die 10 jaar gee, het ek so vinnig deur my gedagte gedink dat 10 jaar, ek dink it's doable. Ek dink ek kan dit doen. En die oomblik toe hulle vir my die straf gee, Natasha, toe weet ek nie, jy sit eintlik vir 5 jaar binne. Toe dink ek gaan al 10 jaar binne sit. En dit het my lewe totaal en al omgeswaai. Met die feit dat my ouers geskei was, het ek beklei met alles, het ek beklei met almal, en dit het my lewe heeltemal 'n baie onsmaaklike plek gemaak. Dink jy, Brandon, dat wat dink jy dat dit is al baie jong mense miskien vir hulle bevind, deurdat ouers miskien skei, deurdat hulle doen wat hulle doen, deur hy pyn, miskien haat ook in die binnekant in, wat hulle het, miskien teenoor hulle ouers, bewustelik en onbewustelik. Dink jy dat dit is baie kere die paadjie wat ons jong mense volg? Natasha, ek sal sê ja, because ek weet dat omstandighede vorm karakters, en die omstandighede waarin ek my gevind het my karakter gevorm, en ek wens eintlik ons almal kan dit so verstaan, dat die brood wat ons op die water werp, sal na vele dae terugkeer, en wanneer die brood terugkeer, Natasha, die een wat aan die ander kant staan, kry dieselfde pyn, kry dieselfde hatred, maar het nie dieselfde fout gemaak nie. Kyk, my ouers het geskei, maar hulle fout het my fout geraak, en dit het haat in my opgebring, dit het aggression in my opgebring, en ek was totaal en al 'n different mens. En ek kan sê dat sommige kere hanteer mense dit verskillend, maar ek kan beloof dat 90% van ons jong mense hanteer dit op die verkeerde manier. So om terug te kom na jou boek toe, dink jy dat die tronk het jou nou beter mense maak dan binne? Ek wil sê ja. Die tronk het my dissipline geleer, wat ek weet ek het nie buite gekry. Die tronk het my geleer hoe om mense te respekteer, snaaks genoeg, hoe om mense te respekteer, en te weet, kyk, in die tronken het ons almal 'n orange pakkie, en in die tronken het niemand sy Nike's aan, because ons is geneig om soms na iemand te kyk, en dan judge ons volgens dit wat ons sien, maar daar is almal sy Nike's af, almal het 'n paar tronkskoene aan, en ons het almal mekaar dieselfde gesien. So ek moes myself uitwikkel, en ek moes self sien dat ek iets maak van my lewe. Wow. En toe jy nou uitkom, wat het toe gebeur, Brandon? Hoe was die lewe vir jou toe nou buitekant? Natasha, ek het 'n baie groot story of hope. Ek was binne in die tronk, en my journey met die Here het baie goed gegaan, en ek kan dit onthou soos gister, het die Here belofte aan my gemaak, en die Here het vir my gesê, hy gaan vir my 'n werk gee, en die werk wat hy vir my gaan gee, sal in die council wees. Ek het dit geshare met 'n paar van die inmates, en hulle het gelag vir my. Ja, hulle het gelag vir my, because hulle sê vir my, jy kan nie 'n kriminele rekord hê, en dan werk jy in die council. Maar ek sê vir hulle, die Here het vir my so gesê, en die manier hoe hulle dit gedoen het my afgekrak, maar toe moes ek uitkom, om te sien dat God sy belofte gehou het. Ek het uitgekom, ek kan onthou, een dag stap ek in die dorp, en die meier kry vir my, en die meier sê vir my, môre die tyd moet jy in die kantoor wees. En toe ek na die kantoor toe gaan, toe stuur hy my na die HR office toe. Ek was minder as 10 minute in die HR office, en toe sê die HR manager vir my, ons gaan oorweeg om jou werk te gee.
mense wat weet hoe die council werk, Vrydag 4 nog ons almal af. Ja. Maar ek was aangestel seker 5 minute oor 4 op 'n Vrydag. Toe word ek aangestel om te werk in die council. Natasha, ek het 'n En ek weet hulle werk jy minuut oor hy 4 uur. Nee, glad nie. Nou ek het 'n pos beklee die dag toe ek die job description sien. Toe weet ek nie wat verwag hulle van my af nie. Want die job was gewees employee wellness practitioner. Toe weet ek nie wat dit is wat hulle van my af verwag nie. Toe moes ek gaan Google om te kyk wat moet ek doen aan hierdie council. En die dag toe ek my salaris kry, jy sal nie glo nie. Voor ek in die tronk was, voor ek my foute gemaak het ek nog nooit soveel geld verdien nie. Maar uit my fout uit, laat God toe, die dag toe ek sê, ek gaan God aanneem, laat God toe, dat my salarispakkie lyk soos dit nog nooit gelyk het, met al die skaars van tronk op my lig. Prys die Here. So daar is hoop na tronk. Daar is definitief hoop. Maar ek wil sê, die hoop lê in Jesus. En die hoop wat die Here vir my gegee het, toe ek uitstap en toe ek in die pos staan. Jy weet mos as jy uit die tronk uitkom, dan gaan jy na die parole offices toe. Nou elke maandagoggend moes ek gaan teken by die parole offices. Nou die ouetjies wat saam met my in die council werk, wat in die straat werk, hulle gaan toe en sê, die ouetjie kom uit die tronk uit. En die dag toe ek opstap, toe ek 'n soet aan, toe ek opstap en toe staan hulle in die pad en sê vir my, kom, maar hulle wou sien of ek ook in die boek teken. Toe teken ek in dieselfde boek wat hulle inteken. En die verskil was, ek het Jesus aangeneem en die Here het 'n weg gemaak wat daar gelyk het. Daar is geen weg. Dit kom so by my op, dat die Here sê al die ou dinge het verbygegaan. Yes. En alles het nuut geword. So dit maak nie saak nie, Brandon. So 'n paar weke gelede het die Here vir my gesê, maak nie saak waar jy vandaan kom nie, maar dit maak saak waarna toe jy op pad is. Natasha, ek sê altyd en ek gebruik dit nie omdat ek gelees het van dit nie. Ek gebruik dit omdat ek in God history het met dit. Ek sê altyd, God doesn't need a CV. God nodig nie 'n CV nie, want ek weet ek het in plekke gestap waar ek nooit sou instap nie. Ek weet ek het dinge bereik wat my kwalifikasies nie vir my sou doen nie. So God nodig nie 'n CV nie. As jy by God uitgekom het, maak God alles moontlik. Amen. En hy maak vir jou 'n nuwe CV. Daar's En hy maak vir jou hy deure oop. Hy maak vir jou hy paaie gelyk. En soos hy sê, hy laat vir jou stap waar jy nog nooit gedink het jy kan stap nie. Brandon, wat kan jy vir my sê oor jou lewe nou? Waar bevind jy jou nou op hierdie oomblik? Snaaks genoeg terwyl ek uit die tronk het kom en die werk kry, was daar 'n kerk, een van Suid-Afrika se grootste kerke. En 'n kerk het my approach en die kerk het vir my gevra, wees asseblief 'n pastoor in ons kerk. En snaaks genoeg, die Here kan van dit wat verkeerd is, kan God regmaak. En ek begin 'n pastoor raak. En ek het toe gestudeer om 'n pastoor te wees en ek is 'n pastoor vir een van die grootste bedienings in Suid-Afrika en ek die Here gebruik my daar. Vandag is ek 'n pastoor. Ek is die founder van ons ministry. Ons het 'n paar kerke, ons het ook 'n kerk in Kenia en ek skryf vandag boeke. Ek is 'n ghostwriter. Dit beteken ek skryf mense se stories vir hulle. So ek is 'n ghostwriter en 'n getroude man, 3 dogters en 1 vrou. Okay. Dis mooi gesê. Dis mooi gesê. En weet jy Brandon, ek vir my is dit altyd so, ek raak so bly wanneer ek sien dat die Here kom nog steeds deur vir mense. Ek raak so bly om te sien dat soos ons gesê daar is hoop in Jesus Christus. Ek is so bly om te sien dat mense, die Engelse woord sê dat they don't define their circumstances, where they came from. Maar deur dit alles het die Here vir jou daai krag. Het die Here vir jou daai krag gegee om op te staan. Toe jy seker die dag ingaan tronk toe en daar agter die tralies is, wie het gedink dat jy so vandag hier staan waar jy staan? Het jy in die vaagste in? Het jy die vaagste benul gehad dat ek gaan eendag, hoeveel jaar is dit nou gelede dat ons vermoed jy meer as 10 jaar seker? Het jy ooit gedink daai dag dat jy so vandag hier staan waar jy nou is? Natasha, die dag toe ek instap,
kon ek nie verder as my neus dink. Ja. So ek kon nooit dink dat dit was nie. Maar of dat dit sou gebeur nie. Maar vandag moet ek sê dat die Here het homself bewys. Yes. Ek dink ek kan ook sê die Here is kwaai. Amen. Hy het baie dinge vir my gedoen. Amen. Een van my boeke wat ek geskryf het is nou in New York. Yes. Ek travel die wêreld vol. Ek het 'n 10-year US visa. So my boek is in New York. My boek word gelaunch in New York in November. So die Here is nog steeds besig. Ek wil nie eens praat oor gister nie, want môre lyk te goed. Amen. En die Here is Amen. altyd besig om Amen. iets te doen en die Here verbaas my nog elke keer. Amen. Vertel gou vir ons 'n bietjie, ons het nog gepraat oor anointing behind bars. En net jy Daddy come back home, waaroor gaan daai boek? Daddy Come Back Home, al die boeke wat ek skryf is eintlik baie persoonlik, is baie emotional. Daddy Come Back Home gaan oor die boek, gaan oor die feit dat my ma en my pa geskei het. En ek het myself ingeleef in die oomblik toe hy wegstap. En dit is 'n kraai van elke jong seun. Ek dink daai oomblik was ek 11 jaar oud. En as elke 11-jarige seun vir Daddy kan terugkry of vir Daddy involve in sy lewe kan kry, sal sy lewe different wees. So die boek praat bietjie oor die skaars en die ripple effek van absent fathers. So as pappa nie daar is nie, los dit 'n merk of ons daarvan hou en of ons nie daarvan hou. So die boek weerspieël bietjie sulke dingetjies en gee ook raad, want daar's 'n self-help family program binne in die boek wat ek in die boek ingesit het vir iemand om homself te help en homself te verstaan as Daddy nie daar is. Ja, en ek dink veral in hierdie tyd waar ons nou lewe, veral in hierdie tyd. En laaste vraag gou vir jou. Nie nog die laaste vraag nie, maar omtrent hierdie boek. Kan jy sê dat as ons kyk na gangsterisme vandag, as ons kyk vandag in die tronke, kan jy sê vandag Brandon dat dit het miskien 'n groot effek oor vaderlose gemeenskappe, oor vaders wat nie hulle rol speel, veral in hulle seuns se lewe nie. Ek praat nou nie van dogters, meisies nie. Ek weet dat T.D. Jakes het altyd gesê that sons need their fathers. Ons het jare terug het hy so 'n studie gehad en eendag toe sê ek nog vir hom, het ek self gepraat terwyl hy dit sê, to say, but you know that girls also need their fathers, you know, maar om terug te kom, dink jy dat dit meestal van die effek wat ons kry op die Kaapse vlakte, gangsterisme, oor vaderlose gemeenskappe, vaders wat in die huis is, dink jy dit speel 'n groot rol? Natasha, dit is bevestig dat 90% van die inmates is vaderloos. Sure. En ons was verlede week die hele week in Mosselbaai en ons het gewerk met juveniles. Jy sal nie glo nie, hulle is nog so jonk en die jare wat hulle gestraf is langer as die jare wat hulle op die aarde is. En dit maak 'n mens so seer. En ek het bietjie nader gegaan en het gevra, was mami en was daddy? En meestal stories gehoor. Meestal van hulle sê ek bly saam met my ouma. My ma het ons net daar gelos. Ek weet nie wie my pa is nie. En dit het hulle so aggressief gemaak. En met die gevolg het die ripple effek van vaderloosheid hulle in criminals vandag omgeswaai. En ek dink jy kan seker verbaas staan wanneer jy hoor al die stories wat daar agter die tralies in die tronk in die juveniles wat jy nou gesê wat daar aangaan. Dan vertel ons 'n bietjie Understanding Inmates. Dit klink vir my so interessant uit ook. Understanding Inmates is 'n boek wat ek recently klaar gemaak het. Ek praat eintlik uit die oogpunt van die inmate. Dit is eintlik 'n boek wat aanhaak by Daddy Come Back Home. Die storie by Understanding Inmates is, mamma, as daar 'n seun van jou in die tronk is, al het hy wat verkeerd gedoen op die aarde, het hy verwagting dat mamma nog steeds hom lief sal wees. Hy het 'n verwagting dat mamma nog steeds daar sal wees. So ek wil iemand aanraai. As jy 'n seun het wat in die tronk is, jy weet nie wat se verskil dit maak as mamma daar aanstap. En ek skryf dit weer eens uit my ondervinding, want ek weet wat se verskil dit gemaak het. Net so vinnig genoem, nadat ons die program aangebied het, het ek die laaste dag reconciliation gedoen. En ons gebruik 'n ouetjie en sy ma was ook in die tronk. En sy ma is op parole
En toe sy inkom vir die program, toe kry sy haar seun binne in die tronk. En want hy en sy ma het eintlik nooit 'n verhouding gehad nie. En ons maak dat hy en sy ma reconcile. En die tronk was onder trane. Toe besef ek dat daar so baie van hulle wat daar sit, wat nooit 'n besoek kry nie. En net hy besoek sal sy lewe verander. En ek dink liefde speel ook 'n baie groot rol. Baie groot rol. Jou straf is eintlik so klein bietjie makliker as jy support system. As mami daar is en mami kom kyk daar hoe gaan dit met jou, dan is jou, because ek weet meestal van hulle vergooi hulle in gangsterisme in die tronk en hulle gaan in die nommer want daar is geen hoop vir hulle buite om aan iets vas te hou nie. Maar daai maak die verskil. As mami en daddy en die susters kom kyk, waar is Boeta? Dit maak 'n verskil. Laaste, voordat ons alweer tyd het alweer amper uitgehardloop, wat kan jy vandag sê, Brandon, vir daai jong seun, jong dogter, wat ook deur daai selfde situasie gegaan het, miskien ouers wat hulle is vervreem van ouers of ouers wat geskei het of daar is nie 'n ma of pa figuur in hulle lewe nie, wat ook miskien down and out voel vandag, wat miskien dink hulle lewe kan nêrens opeindig nie. Wat kan jy vandag vir hulle sê? Kan jy tog vir hulle bemoedig vandag? Ek wil so graag sê dat moet nooit jou ompad jou destinasie maak nie. Die is iets wat oor sal waai. Dit is iets waar 'n mens iets moet vanaf leer, maar ek wil vir jou sê, God ken jou naam. God het ook jou naam in die palm van sy hand geskryf en God slaap nie. So vind jouself of vind jou pad na die Here toe en die Here sal die res vir jou uitwerk. Amen. En laaste enetjie, dis nou regtig die laaste enetjie vir daai enetjie wat uit die tronk uitkom of wat uit die tronk uitgekom het. En gesê Brandon, ek het nou al alles probeer. Ek het nou al werk gaan soek. Ek het nou al dit gedoen. Ek het nou al dat gedoen, maar dinge wil net nie vir my uitwerk nie. Wat kan jy vir hom ook sê vandag? Natasha, ek hou daarvan om te sê, as 'n mens 'n kriminele rekord het, dan het die wêreld gesplit vir jou. As die wêreld gesplit het, wil ek vir jou sê, daar is 'n area wat jy nie by aan moet gaan klop nie. Want elke keer as jy nee kry by daai deur, dan maak dit jou despondent, dit maak jou moedeloos. So daar is 'n pad wat gevolg kan word waar jy eintlik lewe kan kry. Ek wil vir jou sê, gaan ondersoek wat God vir jou gegee het. God het vir ons almal iets gegee. Vandag sit ek buite die tronk, ek skryf boeke. Ek het 'n ouetjie, sy naam is Mackie G. Hy doen musiek, hy rap. En hy is so goed in dit wat hy doen. En vandag kan ek vir julle sê, daar is iets wat God jou gegee het. Vind uit wat dit is. En doen iets in die lyn soos God jou geskaap het. En is soos met Moses. Die Here het vir Moses gevra, wat het jy in jou hand in? In jou hand. En so die Here het vir elkeen 'n gawe gegee, het vir elkeen 'n talent gegee. En ek kan seker maar sê in my eie woorde, tronk het nie die laaste sê oor jou lewe nie. Definitief. Die Here het die laaste sê oor jou lewe. Kyk, Natasha, as die Here inkom, vat hy jou verkeerd. Net soos hy dit kan doen, dan maak hy dit reg. En dan maak hy dit relevant wat dit vir jou 'n deur, wat dit vir jou 'n sleutel raak om 'n deur oop te slaan. Maar Brandon, jy het vir my net so bemoedig vandag. Die jou boeke, ek kan nie wag nie. Ek wil self hierdie boeke lees. Ek kan nie wag nie. En baie dankie as mense jou wil kontak. Miskien jou storie te kom deel, jou getuienis te kom deel, kan hulle vir jou kontak en waar kan hulle jou in die hande kry? En ook waar kan hulle jou boeke in die hande kry? Natasha, ek doen dit graag. Ek gaan spreek by baie kerke, so ek doen dit graag. Ons boeke is nog nie in die stores nie. Ja, en ons verkoop dit maar ook by die hand het. En omdat ons boeke programme in het, daar waar ons na toe gaan, as ons 'n program doen, dan verkoop ons boeke daar. So en het jy Facebook bladsy waar mense dan jou kan volg, as hulle miskien weet waar jy gaan wees, waar jy gaan optree en waar hulle dan weet hulle mos jou boeke gaan ook daar wees. Ek het 'n Facebook bladsy, dit is DB Lottering Industries. Or DB is 2 or DB Lottering Ministries. So u kan daarop gaan en dan kan u gaan kyk. En my selfoonnommertjie is 081 493 5616. Ja, dan het jy dit 081 493 5616
en dit is as jy graag vir Brandon wil kontak om julle kerk te kom spreek, julle jeugte wil kom toespreek of miskien van sy boeke in die hande wil kry. Ek wil dit baie graag ook lees as Anointing Behind Bars, Daddy Come Home Lost and Found en ook Understanding Inmates. So kry gerus kontak vir hom, kry gerus 'n boek vir jou en laat hy ook om sy storie kom deel daar by julle kerk, by julle gemeenskappe en baie dankie ook Brandon dat jy jou tyd afgestaan het om vandag jou storie saam met ons te kom deel. Baie dankie Natasha. Baie dankie. Dit was dan nou mense en ons stories hier saam met my Natasha Fiek op ons TV kanaal 462 en baie dankie dat jy ook ingeskakel was. Vertel jou vriende, vertel jou familie ook hier van ons TV kanaal 462. Vir my Natasha Fiek, totsiens.